Op die mat met MX. Kobus, welkom hier by Nampo Kaap. Ons is hier by Nampo Kaap op Bredasdorp, waar die tema natuurlijk van Nampo 2025 is slim tegnologie en hoe dit aangewend kan word tot voordeel van die producent, sowel as die industrie. En ons het die voorreg om vandag met MX te gesels, Kobus, wat op die voorgrond is van digitale innovasie en slim tegnologie wat gebruik kan word in die industrie. En Kobus, MX vertel vir ons 'n bietjie, waarmee is julle besig met die voorgrond wat julle maak en die innovasie wat regtig voorstrewend is tot die produsent en tot die mark? Johan, is my lekker om jou te gesels oor ons besigheid. Ek dink ons tegnologie is ingestel om vir die boer die absolute beste prys te gee en ek verduidelik kortliks hoe ons dit doen. Is binne hierdie digitale ekosisteem wat ons bou, is boere, verwerkers en vervoerders intyds met mekaar verbind en elke ou se behoefte kan hy direk met die mark kommunikeer. En daai behoefte word deur ons algoritmes geoptimaliseer sodat die boer die beste prys in die mark kan kry vir sy produk. Maar in lyn met Nampo se tema vir jaar is ons het slim tegnologie nou deel gemaak van ons hele ekosisteem van hierdie digitale netwerk wat ons bou. En ons praat van ons AI agent wat ons bekend gestel het hier net voor Nampo aan die res van die wêreld en ons praat ons noem haar Maxine en Maxine is ons AI agent wat deur WhatsApp aan ons algoritmes gekoppel is en wanneer jy 'n behoefte uitspreek, soos byvoorbeeld om die prys van koring te vra of die prys van canola of lewende hawe, dan gaan Maxine letterlik in ons algoritmes in, gaan kry die koper wat op daai stadium vir jou ligging die beste prys aanbied. So alles word geoptimaliseer binne hierdie ekosisteem deur Maxine om vir jou die beste prys in die mark te gaan soek. En dis ons slim tegnologie wat ons op hierdie stadium vir boere beskikbaar stel om die toegang na tegnologie net vir hom soveel makliker te maak. Die regte prys is nodig om vooruit te boer. Dis hoekom ek hier is. Ek is Maxine, MX se AI agent en ek raak by die dag slimmer om vir jou die beste prys te vind. Probeer my en boer beslis vooruit. Dis maklik. Stuur net my WhatsApp. Kobus, is wonderlike nuus om te hoor dat slim tegnologie en innovasie begin gebruik word in die industrie. En natuurlik is daar groot voordele vir produsente, maar hierdie ding brei ver beter uit as net na produsente toe, ook na kopers toe, vervoermaatskappye en so. Vertel vir ons 'n bietjie wat die voordele daarvan is en hoe julle dit sien waar dit regtig waarde kan toevoeg tot die industrie. Weereens, Johan, is 'n baie belangrike vraag want op die oomblik produseer 'n boer vir 'n mark. En die mark is nie noodwendig die party wat jy tans mee gesels nie, hy is maar net 'n tussenganger tussen jou en die mark. Maar die mark het 'n groot behoefte om nader te beweeg aan produsente en meer te weet wie is die produsent wat vir hom sekere produkte verskaf of produseer. En ons digitale netwerk maak dit makliker vir kopers om meer in direkte kontak te wees met produsente, maar ook om hy inligting van die prysaanbod wat hy maak aan boere vinnig intyds na boere toe te versprei, sodat die boer vinnig 'n intydse besluit kan maak. Is dit 'n goeie prys of nie, of dat die koper kan weet wie is die party wat dalk 'n sekere kwaliteit ook produseer. Maar vervoermaatskappye is net so 'n belangrike deel van ons ekosisteem. Want die oomblik as 'n boer iets beskikbaar stel by 'n silo of op sy plaas en daar's 'n koper wat deur 'n behoefte uitspreek op ons platform wat sê ek wil iets hê op 'n sekere punt, dan ons algoritmes maak hierdie intydse insekonde berekening. Wat is die beste ligging vir 'n koper om iets aan te koop, maar ook wat die beste ligging is vir die boer om die beste prys te kry met werklike vervoerkoste wat tussenin 'n baie groot rol speel. So die algoritmes werk nie met geskatte kostes nie van vervoer, maar met werklike kostes en deur middel van Maxine, die oomblik as 'n boer 'n prys vra, het ons al klaar 'n punt wat die algoritmes begin mee werk en slimmer mee raak oor daai punt wat die boer dan produseer om vir daai boer die absolute beste prys in die mark te kry. Wonderlik. Kobus, natuurlik die ekosisteem bied baie oplossings, maar ons praat nou baie van vervoer en so aan. Nou natuurlik 'n baie emosionele vraag wat baie gestel word is natuurlik die vervoerdifferensiaal.
Wat 'n oplossing bied MX rondom hierdie aangeleentheid? Vertel ons bietjie meer daarvan. Dankie vir daai vraag, Johan. Ek dink die vervoerdifferensiaal het al verskeie emosies laat ontplof in landbou, omdat baie boere voel dis 'n onregverdige stelsel. Maar die enigste rede daarvoor is daar was nog nie 'n stelsel gewees wat die werklike vraag en aanbod van 'n geografiese area kan bepaal enige tyd nie. Nou wat ons algoritmes doen is ons kry dit reg met ons algoritmes om eintlik 'n unieke vervoerdifferensiaal of wat ons eintlik praat van 'n basisverhandeling vir elke liewe punt in Suid-Afrika kan te bepaal met data en die werklike koste van vervoer en die vraag en aanbod wat tot stand kom in 'n gegeewe area. En dit is nie net altyd vervoer gebonde nie, maar ook die unieke omgewing se unieke vraag en aanbod faktore. Nou daai hele ekosisteem wat tot stand kom binne in hierdie digitale netwerk maak eintlik die debat oor die vervoerdifferensiaal irrelevant. Want binne in MX kan 'n boer enige tyd, enige dag gaan bepaal oor wat sy produk op sy plaas werd is of waar hy lewer by die silo wat hy lewer. En daai data is tot sy beskikking om te help om slimmer te bemark. Want sekere tye kan daai vervoerdifferensiaal dalk bietjie rek en nie in sy guns wees nie, maar sekere tye as gevolg van vraag en aanbod wat verander van vervoer of van 'n omgewing kan dit dalk verbeter in sy guns. Maar oor tydperk, as jy 'n geskiedenis opbou van data binne in MX, gaan die data vir jou uitwys wat is eintlik jou vervoerdifferensiaal op jou plaas waar jy lewer. En al wat jy moet maak, gesels met Maxine, sê vir haar dat jy's daar in hierdie ekosisteem, vra vir haar 'n prys en maak seker jy enrol op ons stelsel sodat sy jou volgende keer weer kan erken. En hoe meer jy besigheid doen en hoe meer jy hierdie vrae vra vir Maxine, hoe meer kennis bou is van jou op en hoe meer kan jou vervoerdifferensiaal op die punt van jou lewering verbeter. MX het natuurlik ontstaan uit die graanbedryf uit, maar ons het 'n voorkeur oorvlei dat MX ook nou verder uitgebrei het en 'n groter oplossing bied nou na die mark toe en julle het nou beweeg in die lewende hawe bedryf en vertel ons bietjie van dit. Hoe sien julle dit en gee vir ons bietjie meer agtergrond rondom dit. Yes, dis vir my lekker om vir jou ook verder daai nuus te deel. En dit is dat MX is ook nou in lewende hawe. So en die rede hoekom ons besluit het om in lewende hawe in te gaan, is daar soveel gedeelde kliënte tussen graan en lewende hawe. Byvoorbeeld ons doen reeds besigheid met voerkrale wat Harmony Chop en Millies en allerlei rouprodukte by ons koop. Maar omtrent elke graanboer het 'n komponent vee ook. So daar's 'n groot gedeelde kliëntetal wat ons reeds op ons database het. Dit was eintlik 'n logiese stap om na lewende hawe toe te gaan. Maar hoe meer is in die lewende hawe geleentheid in Delft met ons algoritmes, hoe meer sien ons dat daar's 'n groot geleentheid om optimering te doen en om ekstra kostes uit te sny in die ketting. Want enige koste in die ketting word op die ou einde maar van die boer verhaal. En so wat is die waarde wat ons toevoeg tot die industrie is weer eens met ons AI agent om te gaan kyk wat die boer produseer, is dit lammers, is dit beeste, is dit kalvers, is dit ou ooe wat hy wil verkoop, om daai posisie te gaan kyk en waar die bes moontlike mark vir sy diere is en afset vir sy diere is. Maar die geleentheid vir diferensiasie vir 'n boer was nog nooit so groot soos binne in die MX digitale ekosisteem nie. Want wanneer 'n boer aan boord by ons, is hy 'n individu in hierdie ekosisteem. So hy is nie anoniem wat hy deelneem aan die mark en verkoop aan voerkrale nie. Hy's 'n individu wat data opbou. En die data wat jy kan opbou is byvoorbeeld nommer 1, traceability, dis 'n spesifieke punt waar die produk vandaan kom. Nommer 2 is ons met datamars geïntegreer waar jy jou oorplaatjie reeks kan aflaai en vir 'n voerkraal kan wys wat is jou groeikurwe van jou lammers op daai stadium in jou voerkraal en so begin die koper informasie opbou van die kwaliteit van die diere wat jy het en dis hoe jy premies in die mark verdien vir daai produk wat jy kan verskaf in die mark. So dit gaan absoluut oor diferensiasie. En dan natuurlik, 'n koper wil jy graag jou produk sien, maar is ongelooflik eenvoudig om vinnige video op te laai van jou produk wat jy het en intyds kan kopers jou video sien en saam met die potensiële data en die video wat hy sien
is dit hoe boere premies gaan verdien vir 'n lewende hawe. En ek weet die lewende hawe bedryf is absoluut gretig om nader aan mekaar te kom. Kopers wil meer weet van boere, hulle wil weer weet waarvan af kom hulle produk en produsente wil verseker meer nader beweeg aan kopers ook om seker te maak hulle produseer dit wat die mark wil hê. Kobus, dis wonderlik om te hoor dat hierdie nuwe innovasie en tegnologie, maar vertel ons bietjie van Maxine, want gerieflikheid en die eenvoudigheid van gebruik is altyd 'n groot faktor wat mense trek na 'n platform toe. Vertel ons bietjie van Maxine. Is dit 'n werklike persoon? Is dit slim tegnologie wat gebruik word? Gee ons 'n bietjie agtergrond rondom dit. Dis seker een van die lekkerste produkte en journeys wat ons die afgelope ruk aan gewerk het, is om aan Maxine te werk. Want alhoewel Maxine 'n digitale agent is, het ons vir haar 'n persoonlikheid gegee. So jy kan gaan kyk hoe lyk sy en ek dink sy's nogal mooi en sy kan lekker met jou gesels en toets haar bietjie as jy met haar gesels. Sy sal baie ingelig met jou gesels oor die mark en oor pryse. En wat Maxine reg kry is om daai oorgang te wees tussen eintlik 'n baie komplekse omgewing vir boere, die digitale omgewing wat dit partykeer vir 'n boer ongelooflik half scary kan wees om op hierdie platforms te gaan. Maar deur middel van Maxine maak dit vir jou maklik om toegang te kry tot hierdie omgewing. Maar die gemoedsrus wat boere het, solank hulle met Maxine kommunikeer, hoef hulle nooit bang te wees dat hulle self aan 'n markrisiko gaan blootstel en laat Maxine nou dalk skelm hier 'n deal met hom gaan doen nie, want Maxine is afhanklik van 'n kontrak en elke slag as daar 'n kontrak finaal gesluit word, is wat ons noem there's a human in the loop. Met ander woorde, daar's 'n werklike mens betrokke by die sluit van daai kontrak. En so boere kan baie lekker met Maxine gesels, hy kan 'n prysnavraag doen. Hy kan wat ons noem enroll op die stelsel via Maxine. Hy kan selfs 'n order plaas op Maxine. Hy kan begin onderhandel via Maxine en die mark leer ken van wat die beste prys vir hom is. Maar daar's geen risiko tot en met 'n boer 'n kontrak geteken het nie. Hand op papier gesit het en gesê, "Right, nou is ek happy met hierdie transaksie wat Maxine vir my gebring het." Maar dit is 'n baie lekker projek gewees. Kobus, jy het nou vir ons baie mooi vertel van Maxine en so aan. Kan jy dalk vir ons 'n bietjie wys hoe Maxine werk? Johannes, my lekker om vir jou te wys hoe werk Maxine. Nou kom ek verduidelik vir jou. Stel jou voor, jy's nou 'n boer wat sopas nou Maxine se nommer op jou selfoon gestoor het en jy maak jou WhatsApp oop. Daar kan jy sien dis Maxine en nou vra jy vir haar 'n vraag en jy sê ek wil graag 'n prys hê vir my lammers in Mamasbury. Ek wil lammers verkoop en ek wil gaan hoor wat die prys is. Nou het Maxine gesê, "Right, Maxine, ek wil lammers verkoop." En onmiddellik gee Maxine vir die prys. En daar kan jy sien R51.54 per kilogram as jy lewendig sou verkoop en R107.89 as jy die karkas wil verkoop. En onthou, dis 'n netto prys in jou sak wat sy altyd vir jou gee met al die optimalisering van vervoer en nodige marges en kommissies is alles afgetrek en dis 'n netto prys in jou sak daai. Wonderlik. Maar kom ek wys vir jou verder. Kom ons vra van Maxine, wat is jou prys vir canola in Bredasdorp waar ons vandag staan? En ons vra van Maxine, wat is jou prys vir canola? So daar vra jy vir canola en hy vra wat se tipe canola jy nodig het en jy sê vir haar, nee, jy soek die canola saad vir 'n prys en so vinnig soos dit gee sy vir jou prys. So R8.762 per ton. Maar kom ons sit daar nog so 'n bietjie onder druk en sê Maxine, wat is jou prys vir koring op hierdie stadium in Moreesburg? En ons vra vir haar, wat is jou prys vir Moreesburg? En sy wil net seker maak, wat se tipe koring is dit wat jy verkoop? En ons kyk daarna en ewe skielik sê Maxine, dis jou prys vir koring. En daar kom dit op. Safex minus R821 per ton in jou sak. Onthou, dis netto in jou sak nadat alle kostes afgetrek is in die proses. Yes. En dis vinnig hoe Maxine werk. Kobus, dankie. Dis wonderlik. Ek dink dit is baie revolusionêre tegnologie en baie voordele wat dit vir die produsent in die mark kan bring. Baie geluk. So heel waarskynlik, Johan, die belangrikste nommer wat jy kan stoor is Maxine se nommer. En Maxine is heel waarskynlik die belangrikste vernoot in jou boerdery om mee te gesels, om 'n prys te kan kry. So maak seker jy stoor Maxine se nommer op jou selfoon. Op die mat met MX.